Een van die kosbare eienskappe van die Heilige Gees is die eienskap van vrede. Toe Jesus gedoop is in die Jordaanrivier, sê die Bybel, het die Gees van die Here soos in die vorm van 'n duif op Jesus neergedaal. Hoekom 'n duif? Want die duif is 'n simbool, 'n belangrike simbool vir ons Christene van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is sag, hy is teer. Die Heilige Gees is vredevol. Wanneer die Heilige Gees in 'n mens se lewe werk hy ook daardie eienskap van vrede in 'n mens se lewe in. Wanneer 'n mens die Heilige Gees ontvang het u agtergekom verander die harde mens in 'n sagte, vredevolle mens. Nie 'n patetiese mens nie, maar 'n sagte, vredevolle mens, 'n selfbeheerste mens. Wanneer die Heilige Gees werk hy vrede. Die Here Jesus, toe hy sterf aan die kruis op Golgotha, het hy vrede bewerk tussen mens en God, die mens wat hom sou bekeer tot Jesus. Maar net so wanneer die Heilige Gees werk hy ook vrede in die lewe van die wedergebore Christen. Die Christen wat die Heilige Gees ontvang het, bou nie sy vrede op lewensomstandighede nie. Party mense werk so, as 'n lewensomstandighede rustig verloop en dinge val uitmekaar nie, dan het hulle vrede. Maar sodra dinge uitmekaar uitval, raak hulle paniekerig, hulle hardloop herwaarts en derwaarts, hulle raak hysteries, hulle verloor hulle geloof in die getrouheid van die Here om hulle te help, en hulle vrede is daarmee heen. Daardie is 'n valse vrede. 'n Vrede wat 'n mens bou op omstandighede wat reg loop. Dis 'n valse vrede. Maar die wedergebore Christen wat die Heilige Gees het, hy beleef daardie vrede ongeag lewensomstandighede, wat dalk kritiek van aard mag wees, wat dalk storms bring. Daar bly 'n konstante vrede. Hy is bewus van die slegte wat gebeur. Hy beleef ook die slegte, maar daar is 'n vrede wat sy hart en sy sinne bewaar. Daar is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Weet jy wat se vrede is dit? Dit is die vrede van die Heilige Gees. Daardie vrede kan net die Here deur sy Gees vir 'n mens gee. Jy kan selfs 'n bietjie van 'n moeilike lewensmaat hê. Jy kan selfs 'n bietjie van 'n moeilike werkgewer hê wat druk op jou sit. Nogtans sal daardie vrede jou behoue laat deurkom. Daardie vrede sal jou bewaar. Die vrede wat die Heilige Gees gee. Dis 'n vrede wat die menslike verstand nie verstaan nie. Dit gaan jou verstand te bowe. Daarom is dit so belangrik dat 'n mens altyd deur jou lewe oorgee aan die Heilige Gees. Sê, o Heilige Gees, ek rig my lewe vir U in, want ek wil U vrede konstant ervaar. Mag jy, ongeag lewensomstandighede, wat soms hard en wreed is, daardie vrede ondervind. Galasiërs 5 vers 22 sê ook, een van die vrugte van die Heilige Gees is vrede. Jy kan daardie vrede ondervind. Hoe meer jy oorgee aan die Heilige Gees, dat hy jou lewe beheer en bestuur, hoe meer en dieper sal jy daardie wonderlike vrede ondervind. Hemelse Vader, ek bid vandag vir elkeen wat luister na hierdie boodskap. Die lewe is maar vol storms en wreedhede, maar dankie dat deur die Heilige Gees, deur sy invloed op ons lewens, kan ons ongeag moeilike omstandighede U vrede ondervind. Vandag bid ek, o Heilige Gees, dat daardie inwerking van U heerlike vrede net in ons lewens bly vloei, dat ons mense van God se vrede sal wees, dat ons 'n geur van vrede sal versprei en die lewe beheen vanuit 'n hoek van goddelike vrede. In Jesus naam sê ek dankie daarvoor.